reg? Is julle reg om die jubel en te juig vir die Here vanmôre? Amen. So kom ons staan op en dan sê ons, hallo, baie so aan die ander kant van die kerk, en sê goeiemôre, ek's bly jy's hier vanmôre. Jy's op die regte plek. Jy's op die regte plek vir die Here. Amen. Kom ons staan saam en ons sing ons, laat die hele aarde juig. Ons juig vir Koning Jesus. Jesus, die aanneem is water. Aan die aanneem kom toe, al die eer, al die kracht, al die majesteit. Ons sing Jesus, die aanneem is water. Aan die aanneem kom toe, al die lof, al die macht, al die heerlijkheid.
Jesus gaan weerkom. Halleluja. En elke nasie, stam en volk sal sien dat hy ons Jesus Christus is. Want hy is waardig. En U alleen gaan kom toe al die mag, al die eer, al die heerlikheid. Amen. Die afkondigings, vanaand het ons lekker broodjie aand, agter in die saal, met Bybel vasvra, bring julle eetdingetjie saam, en kom sit saam met ons en geniet die Bybel vasvra, waar ons lekker saam fellowship. Dit is heerlik om Bybel vasvra te doen, agter ons leer so baie, en ons sit net saam, en maak die Here se naam ook groot. Volgende Sondag aan gaan ek weer 'n praise and worship aand wees. En dan wil ek vir almal vra, volgende Saterdag die 23ste, het ons die prayer drive-through. Dit is so lekker, ons gaan daar wees om julle te bedien. As daar iemand is van julle wat wil deel wees van dit, praat asseblief met Koos, kom praat met my. As julle gebed nodig het, is gemaklik, is gerieflik. Jy kan net inkom met jou motor en ons sal daar wees om vir jou 'n gebed te doen. As jy namens iemand wil kom wat gebed nodig het, kom asseblief mense, ons almal het gebed nodig, né? Dan is dit Pinkster Sondag, die 24ste, dit is volgende Sondag, en dan die laaste Sondag van die maand het ons Dr. Johan Brouwer van die 31ste tot die 3de van die Junie. En dan die manne se bederf vir Vadersdag is die 20ste Junie saam met pastoor. Die kaartjies is R40 en ek is seker Melinda het julle almal al gegryp al by die deur, en as sy nog nie het nie, moet julle maar vir haar gryp. Sy gaan die kaartjies is net R40. Kom julle manne, dit gaan lekker wees. Amen. So Jesus het gesê, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Maar dank die Here, hy het ons nie alleen gelos nie. Want hy het gesê, ek los vir julle 'n trooster, 'n helper. Iemand wat julle kan help, iemand wat julle kan onderrig, iemand wat vir julle kan lei. Die Heilige Gees, mense, is so belangrik in ons lewe. Ons is niks sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is so belangrik in ons lewe, want hy stel ons in staat om 'n betekenisvolle en 'n vervulde lewe te lei as 'n kind van God. En as ons dan sê ons is 'n kind van God, dan gaan ons moet die vrugte dra wat by die bekering pas. Die vrugte van die Heilige Gees. En mag ons elkeen weer besef hoe belangrik dit is om daai vrug van die Gees te dra. Amen. Sorry, ek kan nie hoor wat julle vir my probeer sê nie. Ok, ek moet vir julle sê, al die soeptanne, julle moet agtertoe gaan na die diens. Daar's lekker eetgoed daar agter, dan hoef julle nie huis toe te gaan en prent te gaan maak nie. Amen. Sien julle almal agter na die diens. Alright, kom ons sluit die oë. Aba Vader, baie dankie vir die groot voorreg om in die huis weer te wees vanmôre. Here, wat 'n voorreg is dit nie. Heilige Gees, sal U vanmôre elke sitplek vul, elke persoon aanraak in hierdie plek. Ons nooi U weer, Heilige Gees, vanmôre om in elke hart te kom werk. Mag U vrug manifesteer deur ons. Mag ons, voordat ons praat, stil raak by U, Heilige Gees. Mag ons leiding vind by U. Mag U ons kompas wees in alles wat ons doen. Ons eer U, ons loof U, ons prys U. Here, ons gee die diens aan U. Dankie vir die prediker, dankie vir die worship span. Mag U met elkeen van hulle vanmôre wees. Mag ons die troonkamer in beweeg, Abba Vader, en mag dit 'n sagte geur, 'n aangename geur wees dit wat ons bring vir U vanmôre. Seën elkeen in hierdie huis vanmôre, Here. Seën ook dit wat elkeen bring vir U vanmôre. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Amen. So kom ons staan reg om die Here te loof en te prys, en dan gaan ons ook ons offerande gee met die volgende lied. Halleluja. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Kom aan die volke, klap met die hande. Kom aan die volke, klap met die hande. Mense
vanmorgen gaan leer in die woord uit van die Heilige Gees wat gekom het, wat die Here vir ons gelos het, dat ons nie alleen is nie. Is jy nie dankbaar nie? Jy is nooit alleen, die kind van God. Glo jy dit vanmorgen? So kom ons gee nog 'n lof op die Halleluja. He is the King of Kings, He's the Lord of Lords, and He's Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings, He's the Lord of Lords, and He's Jesus, Jesus, Jesus. Dankbaar vir hoe groot U is, vir hoe goed U is, Here. Here, dankbaar vir die Heilige Gees. Dankbaar dat U ons nooit alleen los nie. En so vanmorgen met die volgende lied gaan ons sing vir die huis met U glorie, Here. Kom vul die huis vanmorgen, Here, soos U alleen kan. En Here, U ken ieder en elkeen van ons vanmorgen, Here. U sien ons, U ken ons by die naam. En Here, hier is ons om ons offer aan U te bring vanmorgen, en U alleen. En ons sê dankie daarvoor, Here. Halleluja. Vul die huis met U glorie, vul die huis met U glorie, vul die huis met U teenwoordigheid. Want alles is dierie, en alles is tot U, openbaar aan ons die heerlijkheid. Vul
almachtig en U is groot. Halleluja. Halleluja. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing compares. Your love will bring home. Your presence, Lord.
O kom in die volheid en in die krag vanmôre, Here. Openbaar U self
self aan ons. Mag U naam verheerlik word tot in alle ewigheid. Halleluja. U kan die sitplekke neem, baie dankie worship warriors. Nou bring ons by vanmôre se woord en voor ek na die woord toe gaan, het ek net in my hart gevoel om iets te sê, want jy is dalk deur mekaar in die sin van die Heilige Gees wat in ons woon, maar tog sing ons ook, vul die huis met die glorie, vul die huis met die teenwoordigheid, en mag jy dalk in daardie opsig daarvan dink, maar die Gees van die Here woon in my. Waarom sou ek sing en vra dat hy die huis moet vul met sy glorie, en ek dink dit is waaroor Pinkster gaan. Asseblief moet nooit dink dat die Heilige Gees 'n krag of net 'n iets is, 'n krag wat oor jou kom en in jou werk nie. Nee, die Heilige Gees is een van die drie enige God. Hy's 'n persoon wat by jou wedergeboorte in jou kom woon. En dit is alleenlik deur die Gees wat ons kan uitroep, Abba Vader, en dit bedoel. Die woord van die Here is duidelik en sê, jy kan die aangesig van die Here nie soek of wil soek sonder die Heilige Gees wat in jou woon nie. Maar wanneer ons sing van die huis met die glorie, wanneer ons vra dat God sy teenwoordigheid manifesteer onder ons, het juist te doen met die krag van die Heilige Gees. Die Gees werk in jou, die Gees werk daar die vrug, die Gees werk geloof, maar wanneer ons in die krag wil begin beweeg, soek ons die teenwoordigheid van God en sy Gees in ons midde. Amen. Dis waarom hy een teksvers wat sê, sonder heiligmaking sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy weet, en dit is 'n baie kontroversiële teksvers, maar in verduideliking beteken dit nie jy's verlore nie. Maar sonder heiligmaking gaan jy die manifestering en die krag van die Heilige Gees in jou lewe mis. Maar wanneer jy die Here soek, wanneer jy die Heilige Gees toelaat, is wanneer jy die teenwoordigheid van God tasbaar sal voel in jou lewe. Ek wil juist met die gesels oor wat werk die Heilige Gees regtig in ons. Volgende Sondag is Pinkster, en ek het gedink om die 2 Sondae te gebruik omrede ons nou nie spesiale dienste het vir Pinkster nie, want ons skryf vir Dr. Johan Briwer van volgende Sondag, die 30ste af by ons, en maar wil ek juist hierdie 2 Sondae gebruik, sodat ons onsself net kan posisioneer om God in ons lewe in te nooi. Dis die eerste stap voor enigiets anders gaan gebeur. En vanmôre wil ek met u praat oor wat werk die Heilige Gees werklik of regtig in ons. Die skriflesing is Galasiërs 5 vers 22 en 23, kort teksverse vanmôre, jy hoef nie Bybels oop te maak nie. Maar Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ek wil hê jy moet weer daardie teksvers gaan vat, Galasiërs 5:2 en 23, en gaan meet jouself aan elkeen van hierdie vrugte van die Heilige Gees. As 'n mens gaan stil raak en die Here bid en vra, Here, openbaar aan my of die liefde van God in my is. Openbaar aan my, is daar blydskap? Leef ek in vrede? Is daar lankmoedigheid en vriendelikheid, goedheid en getrouheid?
is daar selfbeheersing. En sal jy agterkom oor jou tydperk wat jy die Here dien, het die Here in daardie afdelings vir jou al hoe meer en meer en meer begin gee. Amen. Halleluja. Ek hoop dit gebeur in jou lewe. Dit gebeur nie oornag nie. Alhoewel ons God nie in 'n boksie plaas nie. God kan dit oornag ook doen. En dan sê Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En sien ons daardie twee attribute van die Heilige Gees. Ons sien die vrug en ons sien die krag. En een van die grootste misverstande in die kerk vandag is dat mense dink die werking van die Heilige Gees gaan net oor emosies en wonderwerke en geestelike manifestasies. En ander weer, hulle dink die Heilige Gees werk net in stil binne in ons karakter. En dit is soveel meer as beide van dit. Die waarheid is, die Heilige Gees werk op twee maniere in die lewe van gelowiges. Hy bring vrug voort en hy gee krag. Die vrug van die Gees verander jou karakter. Die krag van die Gees rus jou toe vir die bediening. En hoor vanmôre wat ek sê, elke liewe kind van God het 'n roeping op sy lewe. Jy staan in die bediening. En die Here gaan eers terugkom wanneer die volle getalle ingekom het, né? En as jy ongehoorsaam is om vir daardie persoon by die werk, by die huis, daar waar jy jouself mag vind, as jy skroom om vir daardie persoon van Jesus Christus te vertel, dan mis ons dit waarvoor God ons hier geplaas het. En dan gaan jy alleen wonder waarom die Here vertoef om terug te kom. Maar dis nou op 'n dieper vlak gesê. Die vrug van die Gees verander jou karakter, die krag van die Gees rus jou toe vir die bediening. Die een gaan oor wie jy word, en die ander een gaan oor wat God deur jou wil doen. Is dit nie wonderlik om te dink dat die Here, die Almagtige, my as nietige mens wil gebruik nie? Tot sy glorie. Halleluja. En baie keer raak hierdie twee uit balans. Sommige mense het baie krag, maar het min karakter. Ander het weer baie mooi karakter, maar hulle leef sonder geestelike vrymoedigheid of vuur. Maar God se plan is nie of nie. Sy plan is en. Hy wil vir jou die vrug gee en hy wil vir jou die krag gee om te beweeg in Jesus naam. So ek wil twee aspekte bespreek vanmôre, die vrug van die Gees, die werk binne in jou, en dan die krag van die Gees, die werk deur jou. So kom ons kyk eers na die vrug van die Gees, die werk binne in jou. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens werk, begin hy jou verander van binne af. En wat vir my so lekker is, as ek hierdie gedeeltes en hierdie gedagte bepeins, dan sien ek hoe God in my lewe besig is. Dan sien ek hoe hy nog altyd in my lewe besig was. Sien ek hoe hy my verander van binne af. Geliefdes, wanneer die Heilige Gees in 'n mens werk, begin hy jou van binne af verander, maar nie net jou taal gebruik nie, nie net jou kerk bywoning nie. Hy verander nie net jou voorkoms nie, hy verander jou hart. Jy haal 'n hart van klip uit en hy gee vir jou 'n hart van vlees. Hy gee vir jou 'n hart van omgee. En dan kan jy terug in Galasiërs 5 toe en jy kan gaan sien wat se hart die Here vir jou gee, van liefde en sagmoedigheid en al daardie attribute van die Heilige Gees.
Maar wie jy vrug groei stadig. Niemand plant vandag 'n appelboom en eet môre appels nie. Sien, daardie appelboom moet eers deur sekere wagtye gaan. Hy moet bietjie son kry, hy moet deur sekere storms gaan en seisoene van sy lewe gaan. Jy moet daardie bome bietjie snoei en jy moet bietjie om hom spit en daardie boom moet begin groei voor enige iets gaan gebeur. En dis waarom baie nuwe ontdekkers van ons geloof so gou moed opgee. Jy sien, hulle kry 'n belewenis van God in hulle lewe en hulle verwag dan dat alles in daardie oomblik moet verander. Maar wanneer dit te stadig gebeur, dan gooi hulle moed op en hulle gooi sommer die geloof ook by die venster uit. Waarby ons moet vas staan en vertrou. Ons moet vas staan en glo dat dit wat God in my lewe begin het, sal hy volbring. En natuurlik gaan jou vrug en jou krag ook uit hierdie aspek vir jou help as jy jouself daaraan toewy om dit te doen. Jy sien, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy gaan hom nie op jou afforceer nie. Dis onvoorwaardelike liefde, maar jy moet dit wil hê. En wanneer jy dit waarlik soek, is wanneer die Gees deur jou begin werk. En so werk God ook in ons. Hy vat mense wat bitter was, wat hard was, wat trots was, wat impulsief was, wat selfgesentreerd was, en jy dalk by een van hierdie aspekte ingepas wat ek vanmôre noem. En hy begin iets nuuts vorm. Wie hy, 'n jong man wat gered word. Hierdie jong man het altyd op almal geskree en sy neer verloor oor al die klein dingetjies. Maar na sy ontmoeting met Jesus Christus het hy nie oornag na volmaaktheid toe beweeg nie. Maar stadig maar seker kon mense sien dat iets in hierdie jong man se lewe besig is om te verander. Hy luister dalk bietjie meer, hy reageer sagter, hy vra om verskoning waar hy sy meerwees dalk verloor het, hy toon geduld, en dis nie net 'n persoonlikheidsontwikkeling nie, dis die vrug van die Gees. Dis alleenlik deur die Here se Gees wat in jou woon, dat hy jou as mens en jou menswees kan verander. Ek het altyd, kyk, baie van julle het my dit gehoor sê as deel van my getuienis. Ek was 'n polisman en 'n vark. Ek kon nie 'n ding uitredeneer nie. Ek was 'n koshuiskind, shame. So ek moes leer om vir myself te beklei van jongs af. En dis maar al hoe ek 'n ding kon regkry, as jy slaan hom reg. En die tot die Here in my kom woon het, en stelselmatig het hy, ek sê altyd, ek my fuse langer gemaak. Ek het 'n sterker fuse, en dan volgende keer is nog sterker, maar in daardie proses wat die Here my verander en my sag gemaak het ek 'n stryd daarmee ook gehad. En dan val daai skrifgedeelte van gees en vlees wat teenoor mekaar staan, so mooi in plek. Want skielik is ek 'n softie. Weet jy, as jy vir my gekyk het toe ek in die polisie was en 'n jong man was, as jy te lank vir my gekyk het, wil weet wat kyk jy. Maar weet jy nou, as iemand vir my kyk en ek kyk te lank, dan vat ek my vrou se hand en ons loop. En ek het 'n probleem daarmee ontwikkel, want het ek nou 'n softie geword? Maar weet jy, dis wat die Here in ons bewerk. En nou gee die Here vir jou die krag deur sy Gees om vriendelik te wees en sagmoedig te wees en eerder jou rug te draai op dit wat lelik kan raak. Is die Here nie goed nie? Geliefdes,
Julle wat? Julle gaan my nou kruisig. Die wêreld boots gawes na. Maar nie die vrug. Die wêreld kan gawes naboots, maar hulle kan nie die vrug van die Gees naboots nie. Mense kan charisma hê. Mense kan emosie namaak. Ek sê mos altyd, fake it till you make it. As jy 'n ongelukkige persoon is, wie wat smile, tot jy gelukkig raak. Mense kan selfs geestelike tale namaak. Maar wie wat? Nie ware liefde nie. Nie selfbeheersing nie. Nie ware sagmoedigheid nie. Nie ware heiligheid nie. Dit kom net deur die Heilige Gees. Jesus sê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie aan hulle gawes nie, nie aan hulle krag nie, nie aan hulle volume nie, of die platform waarop hulle self bevind nie, nie aan hulle talente nie, maar aan hulle vrug. Dit bring ons by die tweede punt, die krag van die Gees, die werking deur jou. Nou, ons kan soveel teorieë hê en sê, ja, maar jy moet nou eers die vrug hê voordat jy die krag gaan kry. Nee. Ons gaan nie die Here in 'n boksie plaas nie. Want jy kan die krag onmiddellik ontvang en dan is die Here nog besig om in jou te werk aan jou vrug. Amen. Maar die krag van die Gees, die werk deur jou. Die Heilige Gees doen nie net iets in jou nie, hy wil ook iets deur jou doen. En daarvoor het ons die krag nodig. Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie krag is nie menslike energie nie, want jy gaan vanaf uitbrand. Dis nie bloot emosionele opgewondenheid nie, dis hemelse toerusting. Dis bonatuurlik. Die Griekse woord is dynamis, en dis waar ons die woord afgelei het, dynamiek. Dis 'n kragtige beweging van die Here deur sy Gees in ons. Dit beteken bonatuurlike vermoë, geestelike gesag, goddelike werking in elkeen van ons lewens. Kyk na Petrus. Petrus, voor die uitstorting van die Heilige Gees, was bang, hy was onseker, hy ontken Jesus voor die diensmeisie, maar na die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons lees in Handelinge 2, staan hy op en hy preek met gesag. Sy woord het krag gehad, dat 3000 mense tot bekering kom. Wat het verander? Die Heilige Gees krag wat deur hom begin werk het. Die krag van die Heilige Gees het oor hom gekom. En daarom moet ons daarna smag. Wat is die doel van hierdie krag? Die krag van die Gees word nie gegee om mense te beïndruk nie. As jy mense wil beïndruk, bly by die huis. Want jy doen skade aan die koninkryk van God. Dit word gegee om 'n getuie te wees. Dit word gegee om die evangelie te verkondig. En om die vrymoedigheid te hê om mense na Jesus toe te lei. Om geestelike duisternis te konfronteer. Ek beklei gereeld myself. Dit is wat dink my kop raas. Maar wie die vlees wil oorvat. En as jy nie waaksaam is nie, en as jy nie bereid is om teen jou vlees te beklei nie, gaan jou vlees weer oorvat. En dan sê ek, hulle sê mos, jy kan met jouself praat, met jouself net nie antwoord nie. Maar wie ek kry dit nie reg nie, want ek is in 'n stryd partymal.
Ek antwoord beklei, maak vrede, alles in een slag. Die krag van die Gees maak gewone mense bruikbaar in God se koninkryk. In God se hande gebruik hy die wat hulle self bereid beskikbaar stel vir die Gees om deur te werk. Maar hieroor gaan ons volgende week meer sê. Dit bring my nou by die gevaar van krag sonder vrug. En ons laaste punt, die gevaar van vrug sonder die krag. Maar nie een van die twee is goed nie. Kom ons kyk daarna. Ek dink hier lê een van die grootste tragedies van die kerk. Is te veel vrug of te min krag, of te veel krag en te min vrug. Baie mense kan preek met 'n salwing, kan sing met krag, kan gawes hê, kan selfs wonderwerke doen, maar steeds trots wees, steeds liefdeloos wees, steeds manipulerend wees, of selfs onrein lewe. Ek dink dis daai ouens op wie die Here gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Maar ons het dan duiwels uitgedryf in die naam. Please go away. I don't know you. Gawes bewys nie noodwendig jou volwassenheid in die Here nie. Dis 'n gawe. En God gee sy gawes selfs vir goddelose mense, dat ander tot inkeer kan kom en hulle bekeer. So jou gawes bewys nie dat jy volwasse is in die Here nie. Dink aan die mikrofoon, wat ons musikante hier gebruik. Daardie mikrofoon kan 'n pragtig 'n lied versterk. En dit so mooi laat klink, maar daardie mikrofoon het nie self karakter nie. So kan God ook soms deur iemand werk, terwyl hy nog besig is om jou karakter te vorm. Ek onthou dat ek net tot bekering gekom het, en wie net, ek kon nie stil bly nie. Ek het in my dwaasheid en in my onkunde vir mense begin vertel van hierdie Jesus, wat vir my die ewige lewe geskenk het. Baie foute gemaak. En dan moes die pastoor nou maar weer dit regstel. Maar ek kon nie stil bly nie. Toe besef ek, wag 'n bietjie, ek moet nou leer hoe om dit regop te doen. Maar die Here is getrou. So kan God soms deur iemand werk, terwyl hy besig is om jou te vorm. Daarom moet ons versigtig wees om nie net mense te bewonder oor hulle salwing nie, maar ook oor hulle vrug. Baie mense het publieke krag, maar private chaos. You can have a bit of both. Wat is die gevaar? Vierdens, die gevaar van vrug sonder krag. Sommige gelowiges is waarlik opreg, sagmoedig, liefdevol, getrou, maar hulle leef sonder geloofsvuur. Hulle het net nie die vrymoedigheid om ooit te praat oor Jesus Christus nie. Hulle bid nooit met vrymoedigheid nie. En wie hulle verwag niks bonatuurliks van God nie. Vir hulle is dit, ek gaan God nie beproef nie. Hulle karakter, maar het geen geestelike invloed in die wêreld nie. Jesus het nie gesê dat ons net goeie mense moet wees nie. Hy het gesê, bly in die stad totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Not to shine, but to shine for Jesus. God wil nie net hê jy moet hemel toe gaan nie. Hy wil jou gebruik terwyl jy op pad is. Nou Jesus het albei gehad en die regte balans daarvan.
volmaakte karakter en 'n volmaakte krag. Hy was sagmoedig, liefdevol, heilig, geduldig, maar hy het ook siekes genees, en storms stil gemaak, en duiwels uitgedryf, met gesag gepraat. In Jesus sien ons hoe die vrug en die krag saamwerk. Dink aan 'n groot vrugteboom. Die vrug aan sy takke wys dat daardie boom gesond is. Maar die krag lê in die wortels van daardie boom. Dis die wortels wat water trek en lewe versprei deur daardie boom. Vrug is wat die mens van jou karakter kan sien. Krag is wat God deur jou lewe laat gebeur. As daar net krag is sonder vrug, word die boom gevaarlik. En as daar net vrug is sonder lewe en sterkte, sal daardie boom swak word. Maar wanneer daar albei is, word daardie boom nuttig, sterk en lewend. Hoe sal 'n mens dit nou prakties toepas vanmôre, dit wat ons gehoor het? Ons moet onsself vra, is daar vrug in my lewe? En ons moet onsself vra, is daar krag in my lewe? Is daar vrug in my lewe? Groei ek in liefde? Reageer ek anders as vroeër? Word ek meer soos Jesus? En dan is daar krag in my lewe. Bid ek met geloof? Bid ek maar net met die hoop dat die Here my gebed sal hoor. Jy sien, want wanneer jy in geloof bid, dan weet jy, God hoor jou gebed. Dan weet jy bid nie in die ceiling vas nie. Dan weet jy, die woord van God sê, elke gebed word aangehoor en opgeneem. Getuig ek van God se goedheid en guns. Laat ek die Heilige Gees deur my werk. En dan verwag ek God se werking in my. Smag jy daarna, vra jy daarvoor, bid jy daaroor, beoefen jy dit. Ek wil afsluit, musikante kan na vore kom. God het jou nie net geroep om godsdienstig te wees nie, geliefde. Hy het jou geroep om soos Christus te word en om in sy krag te lewe. Dit sal 'n lewensproses vat, maar jy moet daarin groei. Jy moet daarin sterk word. Die wêreld het nie nog talent nodig. AI sal dit uitsorg. Raar, ek bedoel, ons musikante, hulle is daarmee heen. Ek bedoel, AI sing nou beter as enige musikant wat ek ken. Maar wie wat die wêreld het mense nodig met 'n hart van Jesus. En met die vuur van die Heilige Gees. Dis wat ons nodig het. Mag ons nie net mense wees wat oor die Gees praat nie, maar mag ons mense wees in wie die vrug sigbaar is en deur wie God se krag werk. Jy sien, die disippels moes gaan wag het in hierdie tyd. Na Hemelvaart 10 dae het Pinkster aangebreek. Kom ons gebruik hierdie week. Gaan sonder jy persoonlik af. Dink oor dit wat die Here in jou deponeer. Dink aan die Gees wat reeds in jou woon. En gaan raak stil voor God in hierdie week. Weet, almal die disippels het eendragtig in die bovenvertrek gewag. Kyk, hulle was bang. Ons is nie eens meer bang nie.
Kan ons nie net weer vrees vir die krag van God in ons menswees hê nie? Gaan bid tot die Here, vra vir die Here om jou met krag te vul, sodat jy 'n aanwinst kan wees vir die koninkryk. Gaan hierdie week en bid sonder af en vra die Here om jou met krag uit die hoogtes te aan te raak. Amen. Dankie, musikant. Liefdes, kom ons staan saam. En dan sing ons lekker saam. And it's the Holy Ghost that power lives. Keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. It's the Holy Ghost that power lives. Keep me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost that power lives. Keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost that power lives. Keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ek herinner julle aan die soetgebak, help asseblief die toneelspan om fondse in te samel vir dit wat hulle wil doen, om vir ons 'n fantastiese toneelstuk te bring. So ondersteun hulle gerus daar agter asseblief. Staan uit en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Baie dankie, ons is verdaag.